Ons lê die oor aan wat ons sal. Ja, Here Jesus, dankie vir die goedheid en genade. Dankie vir al die liefde. Dankie dat ons weet U het opgestaan. U het die dood oorwin, Here Jesus. En U regeer. U is die koning van die konings, die koning van die heelal. En ons aanbid U vanmôre en ons maak U naam groot. Dankie vir al die liefde en die genade. Dankie vir die wonderlike tydperk. Die tydperk van verlossing. Die tyd wat U ons vrygekoop het. Dankie, Here Jesus. Ons loof en ons prys U naam. Gaan vanmôre saam met ons met die diens, met die woord wat uitgaan. Seën die woord, gee dat ons sal luister en dit in ons harte sal bære en sal toepas. Dankie, Here Jesus. Amen en amen. Tema van die boodskap vanmôre is ons koning leef. Jy weet Jesus leef. Amen. Hoe kom ek dit so hard sê? Ons koning leef. Soos wat Tine se volgende wie gesê het, jy kan maar na al die ander godsdienste toe gaan, jy kan hulle grafte gaan besoek, jy kan hulle so een gaan besoek. Ek het gisterand weer op die internet gekyk na, dan wys hulle die foto's van hulle grafte. Almal van hulle, elke liewe een. Daar's net een graf wat nie bestaan nie, wat leeg is. En dis Jesus Christus. Sy graf is leeg. Hy het die hel en die dood oorwin en hy het opgestaan. En daarom aanbid ons hom. Daarom volg ons hom, want hy is God. Ek kan saam met my oopmaak in Openbaring 1 vers 9 tot vers 18. Openbaring 1 vanaf vers 9. Ek het net gelei gevoel om hierdie stuk met julle te deel. Want ons weet Jesus het opgestaan en meeste van die kere dan met die opstanding diens, dan preek hulle altyd uit Handelinge uit en Matteus en daai dele wat praat van Jesus wat opgestaan het. Maar vanmôre wil ek julle 'n bietjie vat na Openbaring. Kyk saam met my Openbaring 1 vanaf vers 9. Ek Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland van Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n bassein wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. En skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is. Na Efese en Smyrna en Pergamus en Thyatira en Sardis en Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan, wat tot op die voete hang. En gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper, wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan. En sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Ja, ons sien nie baie daai prentjie van Jesus nie. Mense hou daarvan om prentjies van Jesus te teken. Wanneer gaan hulle daai prent teken? Maar sien ons, baie mense hou van Jesus, maar hulle hou van hom as die lammetjie. Die lammetjie, die babatjie wat gebore is in die manger, daar in die krippie. 'n weerlose babatjie, die lammetjie. Dis hoe mense Jesus sien. En hulle bak daar vas. Ja, soos ons Vrydag gesien het, Jesus het gekom om te dien. Hy was die koning wat kom dien het. Hy wat God was, het hom neergewerp op hierdie aarde en het 'n diensknegt geword.
Maar kind van God, luister baie mooi. Christus het aan daai kruis kom sterf met een doel om jou en my vry te koop. Hy het dit gedoen. Hy het die hel en die dood oorwin. Hy het opgestaan uit die dood, die graf is leeg. Maar die Jesus wat opgestaan het, is nie meer die babatjie of die lammetjie nie. Hy is die leeu van Juda. Hy is die heilige God. Hy is die groot en lewendige God. En die beeld wat Johannes hier van Jesus sien, dit is wie Christus is, want hy is God. En u en ek moet dit besef. Hy sê net ons speelmaatjie nie. Ja, Jesus is ons vriend. Jesus sê ek is julle vriend. Ek noem julle nie meer slawe of vyande nie, ek noem julle my vriende. Ons kom na God en ons roep Abba Vader. Dis waar. Jesus wil ons vriend wees. As hy jou vriend is en hy jou God is, behandel jou met respek. Wat se eerbied gee ons aan hom? Hoe behandel ons Jesus? Hy is die opgestaande Here. Hy is die God wat lewe. Hy is die heilige God. In Openbaring 1 vers 9 tot 18 word die apostel Johannes 'n visioen van die verheerlikte Jesus Christus op die eiland Patmos beskryf. Hy beskryf hierdie visie wat hy gesien het van Jesus. En het hy gesien, toe hy Jesus gesien het, toe val hy soos 'n dooie neer. Het soos 'n dooie man neergeval. Wat gaan gebeur as daai einste Jesus vandag aan jou verskyn? Hierdie gedeelte dien as die amptelike inleiding tot die briewe aan die 7 gemeentes en beklemtoon Jesus se goddelike gesag en teenwoordigheid te midde van vervolging. Jesus is die koning. Hy is die een wat in beheer is. Soos wat hy in beheer was oor daai gemeentes en koning en Here was oor daai gemeentes, so is hy ook oor ons gemeente. Elke gemeente wat bestaan is onder die gesag van Jesus Christus. En ek het al 'n reeks gedoen oor die 7 gemeentes. En ons het al gekyk na wat se gebeur as die Here by ons gemeente kom stil staan. As die Here vir ons 'n brief moes skryf, hoe sou daai brief gelyk het? Sou die Here teleurgesteld gewees het in ons? Of sou die Here tevrede gewees het? Of sou hy dalk tevrede gewees het, maar dalk vir ons 'n paar dinge uitgewys het waarna ons moet werk? Hy is God, hy is in beheer van sy gemeente. En dis wat ek altyd sê, hierdie gemeente behoort nie aan my nie. Dis Christus se gemeente. Dis sy kerk. Dis sy gebou. Hy het my net hier geplaas met 'n doel om sy doel te vervul en om in sy diens te staan. As ek nie gaan doen wat die Here wil hê ek moet doen, nie kan hy my net so maklik wegvat. Dis hoekom ek ook altyd vir julle sê, as jy verby 'n ander gemeente ry, steek jou hande uit en bid vir hulle. Want dit bly God se liggaam, dis sy gemeentes. Hy is die hoof van die kerk. Ons moet eerder vir ander bid as om teen hulle te praat. Praat nie van mense wat vals is en valse lerings verkondig nie. Maar die Here sal hulle uitsorteer. Kom ons bid vir ander gemeentes. Die valse wolwe wat in die midde kom, die Here gaan hulle in die eindtyd gaan hulle vir mekaar skei. Die skape en die wolwe. Die koring en die kaf gaan van mekaar geskei word. Kom ons doen wat die Here wil hê ons moet doen en ons fokus op Jesus Christus. As ons kyk na Johannes beskryf homself as 'n broer en deelgenoot in die verdrukking. Hy is op Patmos waarskynlik verban deur keiser Domitianus as gevolg van sy getuienis oor Jesus. Hulle was vervolg gewees. Die disippels, hoeveel van hulle was doodgemaak? Hulle wou Johannes doodmaak, hulle het hom in 'n party mense sê dit was 'n pot olie, party mense sê dit was seep. Maak nie saak, hulle het hom in daai pot gegooi om hom dood te maak. Maar hy het oorleef. En die Here het hom laat lewe, die Here het hom beskerm en hy het niks aan hom gedoen nie. Dat is amper dink aan Sadrag besig en Abednego. In die Ou Testament, jy sien ons die geval in die Nuwe Testament. Maar die Here beskerm vir Johannes. En nou weet hulle kan niks aan hom doen nie, want hulle kan hom nie doodkry en toe verban hulle op Patmos. Hulle het gedink hulle verban hom.
tot hulle skop. Die Here ontmoet jou waar ook al jy is, kind van God. Jy kan in wat se verdrukking wees, wat se moeilike tyd in jou lewe wees, die Here sal jou daar ontmoet. Die Here weet waar jy is en waar jy jouself bevind. Wat se omstandighede jy ook in is. Voel jy moedeloos, die Here sal jou daar ontmoet. Sukkel jy met siekte, die Here sal jou daar ontmoet. Want hy is God. Hy gaan ons nie los nie. Jesus het ons aan die kruis kom sterf om 'n verhouding te hê met ons. En daar ontmoet Jesus vir Johannes daar op Patmos. Johannes het dalk seker gedink is verby. En daar kry hy hierdie wonderlike ontmoeting met Jesus Christus. En die Jesus, as jy gaan lees in die Bybel, Johannes, wat Jesus se geliefde disipel was, wat sy kop op Jesus se skoot gesit het. En hier sien hy vir Jesus en hy, dis 'n ander Jesus. En hy val soos 'n dooie voor sy voete neer. En die een wat voor hom staan is heilig. Yes. Heilig, heilig, heilig. Here God Almagtig. Jesus is God. Hy was nog altyd God. Soos Johannes 1 sê, in die begin was die woord en die woord was God en die woord was by God. En die woord het vlees geword. Dit is Jesus Christus. Dis die God wat u en ek aanbid. Ons aanbid nie 'n dooie God nie. Ons het nie maar net 'n fabel of 'n mite of 'n storieetjie nie. Ons aanbid die lewendige, heilige, soewereine God. En hy het opgestaan uit die graf oorwin, uit die dood oorwin. Niks kan hom onderhou of hom oorrompel nie. Want hy is die sterkste, die almagtigste, die grootste God. Johannes was in die gees op die dag van die Here, toe hy die stem soos 'n bassein hoor wat hom opdrag gee om sy visioene neer te skryf en aan 7 spesifieke gemeentes in Asië te skryf. Dis vir my interessant as jy hoor hoe hy praat van sy stem, die stem van baie waters. Sy stem soos die stem van baie waters het geklink. Daai dreun en daai magtige stem. En daar sien Johannes die visie van Jesus Christus. En Jesus Christus openbaar homself aan Johannes. Johannes sien iemand wat lyk soos die seun van die mens, te midde van 7 goue kandelare. En daai 7 goue kandelare verteenwoordig die 7 gemeentes. Die beskrywing gebruik ryk simbooltaal om Christus se eienskappe te beklemtoon. 7 goue kandelare, dit verteenwoordig die 7 gemeentes. Jesus staan tussen hulle wat sy voortdurende teenwoordigheid en sorg vir sy kerk aandui. Jesus staan vandag hier in ons midde. Jy weet as jy by daai deur inkom, jy kom na die Here toe. Die Here is altyd saam met ons weet dit. En ons weet hierdie is maar net die gebou waar ons saamkom, maar u en ek is sy kerk. En Jesus Christus is hier in ons midde. Hy is in die midde van Staanvas Gesinskerk. Hoor jy dit? Die Here ken elkeen van ons deur en deur. Die Here weet elkeen van julle se gedagtes. Hy is in ons midde. Hy is die ene wat heers oor sy gemeente, oor sy kerk. En soos ek al so baie van mense gesê het, mense is so geneig om die kerk aan te val. Ja, kyk wat doen die kerk. Die kerk is so. Ek sê nee, wag, stop. Die Lord net dan. Die kerk van God is rein en suiwer. Dat wolwe in gemeentes ingekom. Wat hulle voordoen as Christene, as kinders van die lig wat eintlik van die duister is. Want dis verskillende gemeentes, maar die kerk, die bruid van God, is rein en heilig en vlekloos. En eendag gaan daai wolwe van die bruid geskei word. Maar die kerk van Christus staan heilig en suiwer en rein. En Christus is in die midde van sy kerk. Hy weet wie's opreg. Hy weet wie's die wat vals is. Hy weet die wat die kerk wil aanval of wat daar is met verkeerde motiewe. Het jy geweet dit gebeur? Hoe baie mense kom in kerke in, maar kyk, daai soet van hulle blink. Die skoene blink, alles is reg, die das is mooi, maar kom hulle in en dan maak hulle die grootste moeilikheid. Hoeveel gemeentes het al geskeur? Hoeveel Christene het al seer gekry?
deur wolwe wat ingekom het. Yes, amen. Hulle is daarso, dis hoekom die Here sê ons moet 'n gees van onderskeiding hê. Dis hoekom jy naby Jesus moet bly, sodat jy die vyand kan raak sien. Weet jy geweet as jy naby Jesus bly, dan gaan die duiwel sukkel om jou aan te val. Ek sê nou die dag vir iemand wat met my gepraat het en een was bietjie moederloos en ek sê weet jy wat nee, kom ek gee vir jou raad. As die duiwel in jou deur kom klop nee, laat Jesus die deur oopmaak. Staan jy bietjie terug en sê Here, maak U die deur oop. Wat sal gebeur as jy beheer gee vir Jesus? Wat gaan gebeur? Kyk skielik hoe gaan dinge verander. Maar ons wil altyd dinge hanteer. Hoe maak dit nou groot probleem? Ek moet hom nou maar hanteer. Dan wil die Here jou kom, ja, Here, wag net vinnig, ek het 'n probleem hierso. Plaas jy sê, Here, neem U beheer, Here. Ek gee 100% van my lewe beheer oor aan U. Maak U die deur oop. En kyk wat gaan die vyand doen. Ek wonder wat gaan die vyand doen as die deur oopgaan en daar staan Jesus. Dink jy die duiwel gaan jou so maklik kan aanval? Maar dit gaan jou kos om by Christus te bly. En hoe bly jy by Christus? Jy bly in sy woord, jy bly in gebed, jy lewe heilig. Uit genade is jy gered. Jy kan nie jou redding verdien het, maar jy is nou klaar gered. Ons praat nie nou van redding nie, ons praat nou van 'n lewe wat behoort aan Christus. Jy is klaar gered, jy is bloed gekoop, gees vervul. Nou lewe jy volgens sy standaarde. En as jy so gaan lewe, dan gaan die vyand gaan nog probeer om jou aan te val. Maar Christus gaan jou die krag gee en die oorwinning gee. Soos kyk na Jesus, die lang kleed en die goue band, simboliseer sy waardigheid as koning en hoëpriester. Gaan hy vers in Jesaja, ek dink Jesaja 6, vers 1, as ek nou reg praat, wat hy sê, sy soon met die tempel gevul. Dan praat hy van in die jaar van die koning, dat noem hy die koning se naam, ek kan nou die koning se naam onthou, en sê, soos hy het 'n visie gesien van God se soon wat die tempel gevul het. En hier lees ons weer van die kleed. Hy dra sy koninklike kleed. Hy is waardig, hy is koning, hy regeer. Hy is almagtige God. Hy is Jahwe, die groot ek is. Die lewendige God. Wat is daar op hierdie aarde wat teen U en my kan kom, kind van God? Wie is daar wat ons van die liefde van God kan skei? Hy is dan God, hy lewe, hy is heilig. Hy hou U in sy handpalm vas, niks gaan jou uit sy hand uitruk nie. Glo jy dit? Hoekom is ons so bang? Hoekom raak ons so gou vreesbevange? Die Here leef. Die graf is leeg, ons het nie 'n dooie godsdienst nie, ons het 'n lewendige God wat ons aanbid. En dis hoekom ek baie sê, ek worry nie oor godsdienst nie. Ek het 'n verhouding met God. En as jy 'n verhouding met Jesus Christus het, weet jy wat, dan gaan godsdienst en al daai dinge in plek val. Maar jy moet by die regte punt begin 'n verhouding met die Here kry. Meer van U, Here, minder van my. Laat U triomfeer in my lewe, Here. Laat U in beheer wees van my lewe, Here. Elke besluit wat ek neem, laat U in beheer wees. U het my immers met die bloed gekoop. Dit is maklik om te sê, ons het genade ontvang, maar dit het 'n prys gekos. Dit het die seun van die mens gekos om aan 'n kruis te gaan hang om te sterf vir U en vir my. En deur sy bloed word ons gekoop. Jy's gekoop, jy behoort aan hom. Lewe vir hom. Hy is heilig. Sy wit hare dui op sy ewigheid, reinheid en wysheid. Weet jy, die Here is ewig. Jy weet die Here is die allerwysste God. Daar's niks wat die Here nie weet nie. Daar's niks wat hy nie ken nie. Die pad wat jy stap, die Here ken dit. Die probleme wat oor jou pad kom, dink jy dit het die Here op kant gevang? Nee. Voor die grondlegging van die aarde het die Here jou al geken. Lees maar die woord van God. Voor die grondlegging van die aarde het die Here ons uitgekies. Ja. Ek het daai bly my nog steeds vir my so groot.
Here, dat U my uitgekies. Voor die grondlegging van die aarde, voordat ek in my moeder se skoot was, het die Here my al geken. Die Here het U geken voordat U in jou moeder se skoot was. Hy gaan jou nie los nie. Hy het jou uitgekies. Soos ek Vrydag ook gesê het, jy dink jy die Here gekies. Ek het nuus vir jou, die Here het jou gekies. Hy het by jou kom stil staan. Die Heilige Gees het in jou kom werk en hy het jou uitgekies. Jy is syne. Hy gaan ons nie laat die vyand jou onderkry nie. Hoekom skrik ons so maklik vir probleempies wat oor ons pad kom? En ja, ek weet partykeer ek sê nou probleempies en ek praat nou nie, kan my sê neerhalend nie. Daar is mense wat baie moeilike probleme deurgaan. En ek weet dit. Daar is mense wat swaar dinge deurgaan. Maar die Here gaan jou nie los nie, kind. Wat ek en Debbie nou ook deurgaan, met Debbie wat so siek is. Sy wil bitter graag hier wees, maar sy kan nie. Dis moeilik, dis swaar. Maar weet jy wat, daar's nog nie 'n dag wat die Here ons nie gelos het. Nie 'n dag nie. En dan lees hy daarna Becky en sy prys en worship die Here. Haar musiek speel daar langs, as sy luister na die boodskap wat sê, aanbid nog steeds die Here in haar toestand. Hoe moeilik dit ook al is, hoe erg die pyn ook al is, aanbid sy nog die Here en sy hou vas. So as ek kom en sê probleempies, jy weet wat ek bedoel. Ons gaan soms moeilike dinge deur, maar die Here gaan U nie los nie. Hy gaan daai probleem vat, hoe groot dit is, en dan gaan dit op die oomende lyk of dit 'n probleem is. En deur sy krag gaan ons vorentoe kan gaan. Dis wanneer ons in ons eie krag probeer optree, wat ons val en nie kan opstaan. Maar as jy gaan leer om oor te gee aan hom, en in sy krag te beweeg, die krag van die Heilige Gees, dan ontmoet jy Jesus, en sy krag vul jou. Dalk gee die Here miskien nie dadelike antwoord nie, hy genees miskien nie dadelik nie, want hy het 'n plan. Hy is God, hy weet wat hy doen. As hy geweet het van my voordat ek in my moeder se skoot was, dan gaan hy sekerlik weet waarheen hy op pad is met my. Glo jy dit? Soos kyk na sy oë, die oë soos vuurvlamme, simboliseer sy alwetendheid en deurdringende oordeel wat alles raak sien. Daar kom dit weer terug, sy alwetendheid. Hy weet alles. Here, ek stap hier die pad is swaar en moeilik, maar Here, een ding weet ek is alwetend. U weet hoekom ek hierdie pad moet stap, Here. Is dit dalk om iemand anders U goedheid te wys? Is dit dalk om my nader aan U te kry, om my te suiwer? Is dit dalk, ek weet nie, Here, maar U weet die plan. En soos, ek weet, my pa het ook daai tyd die voorbeeld gebruik, en ek dink ek het ook al die voorbeeld gebruik van, as jy nou kyk nou, daai tapuite wat hulle so maak, dan is dit die mooiste prent. Maar baie keer as jy in die agterkant van die tapuit gaan kyk, dan is dit hierdie wolletjies en haartjies, en dit lyk heeltemal deur mekaar, jy kan niks uitmaak nie. Nou ons kyk baie keer na die agterkant, maar die Here is nog besig met die prentjies, hy moet eendag gaan omdraai, dan gaan jy sien wat met die Here besig was. Moenie vaskyk net in die probleme nie, kyk na die Here. Sê vir jou probleme, hoe groot is God? Amen. En dan kyk jy wat gebeur. Dan gaan die Here jou deur daai probleme vat. Hy het voete soos blink koper, verteenwoordig sy krag en die standvastigheid van sy oordeel. Hy staan standvastig, die Here is God, niks gaan hom onderkry nie, hy gaan nie wankel nie, hy is God, en hy regeer met krag en in heerlikheid, en in volheid en met alle gesag. Hy is God. As jy hom gaan vashou, sal hy jou staande hou. Want hy sal vir jou die krag gee om staande te bly. Hy sal met jou gaan, waar ook al jy gaan, en jy gaan kan staande bly met die wete, my God is standvastig. My God is oorwinnaar. My God is die koning van die hele al. Stem soos groot watermassa, dui op sy onweerstaanbare gesag en kragtige woord.
Sy gesag waarmee hy praat. Maar as God dan met gesag praat, luister jy en ek as God praat. Luister ons na die stem van die Here. En iemand het eendag gesê, hulle wens die Here wil met hulle praat. Toe antwoord die predikant hulle, toe sê vir hulle, gaan lees die Bybel. Sê, ja maar ek wil sy stem hoor, ek wil dit hoor. Hy sê, gaan lees die Bybel hardop. Dan gaan jy sy stem hoor. As jy die woord van God gaan lees, gaan jy sy stem hoor. Jy wil hê die Here moet met jou praat, gaan terug Bybel toe, gaan lees die Bybel. En God sal met jou praat. Sy woord gaan nooit leeg terug nie. Sy woord is eg en waarheid en dit staan vas. Yes. En die woord van God het 'n antwoord vir alles. Alles onder hierdie son het die woord van God 'n antwoord vir. 7 sterre in sy regterhand, die sterre verteenwoordig die engele of leiers van die gemeentes. Jy weet in die Bybel dan praat ook van die engele as pastore of leiers in die gemeente. As jy kyk na die 7 gemeentes in Openbaring, skryf van die engel van die gemeente. Dit is die herder van die gemeente met wie hy daar praat. En hierso sien ons weer die sterre wat verteenwoordig die engele of leiers van die gemeentes, dat hulle in sy regterhand is. Beteken hulle is onder sy beskerming en beheer. En weet wat vir my so wonderlik, as ek dit lees, dan dink ek, Here, ek is in U hande. Die kyk die vyand val aan. Die dag as jy vir die Here sê, Here, nou gaan ek vir U werk. Kyk, dit is 'n ander vlak. En die wat al in die bediening gestaan het of staan, Pastoor Heinrich sal ook aan getuig daarvan, hoe die duiwel aanval. Hy kom met sy aanslae, hy kom met sy aanvalle, want hy wil nie hê die leiers moet staande bly nie, hy wil hê leiers moet val. En hy wil hê die wat vir die Here wil werk moet val, want hy wil nie hê die werk van die Here moet vooruit gaan nie. Hoekom nie? Hoekom is die duiwel so bang dat die werk van die Here vooruit gaan? Gaan kyk maar na samelewing, hulle worry nie oor enige van die ander godsdienste nie. Maar ou maat die noem Jesus Christus. Ons praat nie godsdienst hierson. Want die Christen geloof word aangeval. Dis die Christen geloof wat op die TV gespot word. Dis Jesus se naam wat eintlik gebruik word. Dis sy naam wat as 'n skelwoord gebruik word. Hoekom? Want die vyand weet dis die enigste weg na God toe. En hy probeer daai weg blok. As hy die weg na God toe kan blok, gaan hy oorwin. Daarom wil hy die leiers laat val, daarom wil hy kerke aanval, daarom wil hy mense ontmoedig om die Here te dien. En oomblik as jy vir die Here sê, Here, ek is bereid, stuur my Here, kom die aanvalle van die duiwel. En dan betree jy nog die bediening en jy gaan in die bediening en jy lei 'n gemeente, dan kom die aanslag. En baie keer weet mense nie eens van dit nie. Want jy gaan maandag tot sondag deur, en jy veg jou geveg, en jy veg met die Here, maar as weet een ding, die Here veg saam met ons. Sondag kom die mense en hulle sit in die bank, hulle gaan by huis toe. Hulle besef nie, hoeveel van die predikante gaan die grootste stryd deur. Aanvalle, swaar kry, moeilikhede wat op hulle pad kom, beproewings. En dan kry jy nog mense wat van die kante af aanval en pyle skiet. Maar die Here hou ons staande. Amen. En daarom sal ek voortgaan met die werk van die Here, want God hou met sy hand vas. En daarom bid ek vir ander predikante. Daarom het die Here dit so op my hart gelê om vir ander predikante te bid. Want ek is nie die enigste nie, daar's ander werkers van die Here ook. Ander arbeiders ook wat dieselfde deurgaan. En vir hulle moet ons bid. Dis hoekom ek weer eens sê, as jy by 'n kerk kry, bid vir hulle leiers. Here, hou hulle staande. Ons weet dalk nie wat se stryd hulle deurgaan, Here, maar U ken hulle. Dit mag dalk goed lyk en glimlag en alles lyk reg, maar jy weet nie die agterkant wat gaan aan. Want mens bemeester al om te glimlag en dan dinge weg te steek en dan maar by die Here in jou binnekamer met die Here te gaan worstel. Maar daai is ook die lekkerste tydperk. As jy daar in jou binnekamer gaan en jy warfare net met die Here, en jy veg saam met die Here, en jy huil voor die Here, en jy breek voor die Here. Het jy 'n plek in jou huis waar jy gaan bid?
Het jy al hol omgekyk? Want jy bietjie hol. Kry jy jou plek in jou huis? Nie jou slaapkamer nie. In jou slaapkamer dan gaap jy en raak jy nie slaap nie. Kry jy jou plek in die huis waar jy bid, waar jy hoor, waar jy bid met die Here, waar jy tyd spandeer met die Here. En weet jy, dit is verbasend as jy so begin bid, hoe vinnig gaan die tyd verby, as jy weet, ek is moe. Okay, moet jy kan nou 'n bietjie ander dinge ook doen. Maar as jy lekker om by die voete van die Here te wees. En om te weet, maak jy saak waardeur ons gaan, hy hou ons vas. Hy is meester en koning en hy lewe. En daarom gee hy ons oorwinning oor vrees. Johannes val soos een wat dood is voor hierdie heerlike God, voor Jesus Christus neer. Maar Jesus raak hom aan en sê, moenie vrees nie. Jy weet, dit is vir my die wonderlikste ding, dat die Here kom, met sy almag kom staan hy voor ons. Maar hy sê vir my kind, moenie vrees nie. Ek is jou Vader, ek is lief vir jou. Jesus kom en hy sê vir Johannes, moenie vrees nie. Staan op. Ek is jou God. Ek is daar vir jou. Ek is die ene wat jou vashou. Ek is die ene wat saam met jou stap. Ek is die ene wat dood was, maar lewe weer. Jesus het die dood oorwin. Hoeveel meer dinge kan hy oorwin? Hy stap saam met jou. Jy dink jy stap alleen, kyk langs jou, Jesus stap langs jou. En daai storieetjie wat ons almal so goed ken van die voetspore. Maar Here, daar was dan net een voetspore. Ja, dis toe ek jou gedra het, my kind. En hoeveel male in my lewe as ek terugkyk, weet die Here my gedra. As die Here my nie gedra het, nie weet ek nie waar ek sou gewees het. Moenie vrees nie, kind van God. As die woord van God vir jou sê, vrees God, daai vrees is 'n ander vrees. Dit is 'n vrees van ontzag, van respek. Wat hy hiervan praat, moenie vrees nie, moenie bang wees nie. Want die Heilige God stap saam met jou. Jesus openbaar hom. Jesus identifiseer homself as die eerste en die laaste, die Alfa en Omega, die een wat was en wat is en wat sal wees, die een wat dood was maar nou vir ewig lewe. En dis hoekom hierdie dag so wonderlik is, want Christus het die graf oorwin. Amen. Geen wagte, geen graf, geen niks kon hom in daai graf hou. Hierdie visioen moes die vroeë Christene bemoedig deur te wys dat die verheerlikte Christus ten spyte van aardse lyding steeds in beheer van sy kerk en geskiedenis is. Hy moes die mees afgryslikste dood ly. Hy moes pyn en lyding deurgaan. Maar deur sy pyn en lyding het hy die oorwinning behaal. En is aan hom gegee alle mag en alle heerskappy in die hemele en op die aarde. Alle mag en gesag is aan hom gegee. Want hy het oorwin. Hy het oorwin, kind van God. As jy probleme in jou lewe het, onthou dit vandag. Jesus het oorwin. Hy het die oorlog gewen. Daar's miskien 'n stryd waarmee jy stryd. Partykeer verloor ons van die stryd waar ons is. Partykeer stry jy en jy verloor en jy val. Jy staan weer op. Jy gaan aan, jy hou vas aan Jesus. Jy val weer, jy staan op, jy gaan aan. Maar die Here gaan jou nie los nie. Want hy het die oorlog oorwin. As jy Jesus nie gaan los nie, gaan hy jou nie los nie. Die enigste manier hoe jy uit God se hande gaan kom is dat jy self Jesus los en jou rug draai op hom en wegstap. Maar dit is ook nie so maklik nie, want die Heilige Gees gaan jou aankla en hy gaan jou terugbring. En as jy aan God behoort, maak jy saak hoe ver jy afdwaal nie, die Here gaan jou kom haal waar jy is. Amen. So hou vas in Jesus. Hou vas aan die lewendige hoop dat Christus lewe. Amen. Hy lewe, kind van God. Yes. Daar's geen probleem of siekte of toestand in hierdie wêreld wat groter is as God nie. Jesus Christus heers oor alles. Hy is die Alfa en Omega, die begin en die einde. En raai wat? Hy kom weer om u en my te kom. Kyk jy uit vir daai dag? Is jy gereed vir daai dag? Of moet jy eers dinge in jou huis wegsteek of skoonmaak of wel dalk as jy moet skoonmaak, maak skoon. Daar's nog tyd. Maar moenie laat die dag verbygaan en jy tog nie by Christus kom. Kom ons lê die oor hom tot saam. Ja, Here Jesus, dankie vir die goedheid en genade.
Ja, Here Jesus, dankie dat ons weet, U het oorwin. U het oorwin, U lewe, U regeer, U is God, U is koning. En ons aanbid U. Ons aanbid U vir wie U is. U is die lewendige en die heilige God. U is ons koning en U lewe vir altyd. Gaan saam met ons van die res van die dag, gaan saam met ons in die week en staan ons by, wees U met ons, dra ons, versterk ons. Vir die wat deur probleme gaan, Here, staan hulle by, die wat deur siektes moet gaan, staan hulle by, Here. En gee vir ons krag om elke dag aan te kan gaan en vas te hou aan U. Dankie, Here Jesus, dat U behoort al die eer en al die lof en al die dank. Amen en amen.